Ek het vanmôre gekom met die titel Dankbaarheid. Ons het nou gesing, God, you're so wonderful. Wonderful to be thanked. Wonderful to be praised. Wonderful to be adored. Wonderful to be worshipped. Ek wil vanmôre by die eerste een vas staan. Wonderful to be thanked. Here, want diensbaarheid vanmôre, om net kan dankbaar wees vanmôre, is die hartklop. En ek het vanmôre wil hê, julle moet saam met my lees uit die boek van Lukas uit, die 17de hoofstuk, en dit is 'n gedeelte wat ons almal ken. Miskien het jy al hierdie gedeelte oor gelees. Maar elke dag is dit iets nuuts wat God vir ons gee uit die woord uit. Kom ons lees saam uit die boek Lukas, die 17de hoofstuk, vanaf vers 11. Op bladsy 1318 in die groot. Die woord van die Here sê, en op sy reis, dis nou Jesus se reis, na Jerusalem, het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp aangaan, kom 10 melaatse manne om tegemoet, wat op 'n afstand bly. En hulle het hul stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. Nee, hulle het gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het jy nie gerein geword nie? En waar is die 9? Was daar niemand onder hulle vinde wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Staan op, gaan, jou geloof het jou gered. Ek sien hierdie gedeelte en is, wat my byval vind is, in vers 15, kom God en openbaar homself aan hierdie Samaritaan, as jy nou meer vertel van hom. Hy sê in vers 15, sê, en een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy neergeval by sy voete en hom gedank. Wie het hulle gedank? Jesus. Hierdie Samaritaan weet ewesklik wie God is. Hierdie Samaritaan het gehoor van die Here Jesus. Hierdie Samaritaan het geweet, as daar 'n hoop is dit hierdie man. Ek wil vanmôre vir julle saamvat. Ons leef in 'n wêreld waar mense baie vinnig vra, Here, help met dit, help met dit. Ek is ook een van hulle. Ons vra en ons vra wat is vir ons gegee. Die Here sê, vra en jy sal ontvang. Maar soms is dit so bietjie stadig om dankie te sê vir dit wat ons ontvang het. Ons roep na nood, maar wanneer die deur kom, dan vergeet ons om terug te draai. Lukas 11 vers 11 tot 19 wys ons die verhaal, waar slegs een teruggedraai het. Net een kom terug. Ek wil jou vandag die verhaal vertel van hierdie Samaritaan. Wie hy was, wat hy was. Nou in daardie jare, 2000 jaar voor dit, 4000 jaar, 3000 jaar terug. Nou nog is dit 2 gedeeltes in Israel, Samaria en Judea. Nou die Assiriërs het hulle weggevat in ballingskap vir die Jode en almal aangehou vir 'n hele paar jaar. En in die stede van Samaria het van die Assiriërs kom bly. En toe die ballingskap verby was, toe die Jode teruggetrek. Meeste het teruggegaan na Judea toe, Jerusalem toe. Ander het gedink is te ver, kom ons bly maar hier in die stede.
hier waar die heidense volk, ja, hulle bly. En soos het ook gebeur, het hierdie bevolking saamgegroei en saam, alhoewel hulle die Jode daar en die Jode in Judea dieselfde God gehad het, en selfs gedien het het gebeur dat hierdie mense onder mekaar ingetrou het, en daar was ander kinders, nie Jode nie suiwer Jood nie. En tot vandag toe, sien hulle nie eye to eye nie. Hulle sien nie oog vir oog nie. Daai manne aan die syde is suiwer Jode. Manne aan die noorde van Samaria, nie so suiwer nie. En daarvoor gebruik die Here altyd die voorbeeld van 'n Samaritaan. Ons ken die verhaal van die barmhartige Samaritaan. God sê, ek wil julle vertel van die Samaritaan. In hierdie geval, die Samaritaan. Hy sê, daar is 'n man. Die verhaal begin en sê, daar is 'n man. En hierdie man was nie sommer net enige man nie. Hy het gekom uit die stede van Samaria. Hy was 'n hardwerkende man met 'n vrou en kinders. Maar ons almal weet in daardie tyd, as jy besmet was, ek het nou nie 'n foto nie, van melaatsheid, dan het sulke knoppe wat uit jou uitslaan, jou vel word knoppe, jou hele liggaam, het voel of, later aan begin hierdie goed so vreet, jou vingers breek af, jou bene breek, jy voel dit nie, later breek jou bene en hy's weg, jy kan nie meer loop nie, jou gesig, jou neus verrot, dit was nie 'n gesig om te aanskou nie, en daar was geen geneesmiddel vir dit nie. As jy melaats gekry het, was dit gewees 'n doodsvonnis op jou lewe. En hy het geweet, hierdie man het geweet hoe dit voel. Hy het geweet om vergeet te wees. Hy weet hoe het is om nie sy familie te sien nie. Want gedurende daai tyd het hy dit opgedoen. En toe by die priester kom en die priester sê, jy is melaats, gaan uit die dorp uit. Ek sê alleen uit die dorp uit. Hy moes in die buitewyke van die dorp, want hy kan nie in 'n afstand by hulle kom nie. So aansteeklik was daardie siekte gewees. Hierdie man se naam is nie bekend nie. Die Here verwys hom na die Samaritaan met 'n spesifieke doel. Want niemand hoef hom weer te roep nie. Sy hande, eers sterk man. Nou is hulle gebreek. Hy is besig om te vergaan. En hy sit tussen hierdie ander 9 ook nog. Almal met dieselfde siekte, dieselfde toestand, die haglike omstandighede waarin hulle moes leef, dat hulle nie eers kos het nie. Waar honde gekom het en hulle wonde gelek het. Waar hulle afhanklik was van die vullis wat uitgegooi was uit die dorp uit. Hulle het op daai vulle goed sakke, sê noem ek maar, geleef. Hulle kon nie regraat nie. Sy hand een sterk, baie sterk. Nou vingers weg, hande is gemisvormd. Besig om te vergaan. Ja, hy het vriende gehad, baie vriende. He had many friends in town. Hy was getroud, het 'n vrou en kinders gehad. Hy het 'n familie gehad. Maar nou sit hy met hierdie pes siekte wat hom uitstoot uit hierdie land uit hierdie dorp uit. Hy staan op 'n afstand. En dan kyk hy so na die dorp se hekke toe en hy dink, kan ek nie maar daar wees nie. Gaan hierdie siekte ooit vir my weggaan? En dan sien hy hoe mense lag. Hy sien hoe sy kinders eenkant staan en net vir hom waai, hallo papa. Hy kan nie sy arm optel om te waai nie. Hy staan daar, vasgevang in hierdie omstandigheid waarin hy sit. Ons was al ook al baie siek, maar ek dink hierdie is one too many. Een wat jy nie meer sê, ek gaan dit maak nie.
Hy sien sy vrou en die kinders en die familie speel en gesels en hulle groet mekaar. En hy waai, probeer waai, maar hy kry sy handjie net tot hier so. Skielik sit hy en hy dink. En hy kyk van ver af. En in daardie nag, toe niemand hom sien nie. Toe hy daardie doek so oor hom trek, sy doek waarmee hy in die dag wandel om teen die son te beskerm. Toe fluister hy, Here, sien U my nog? Here, sien U my nog? Jesus was op pad. Jesus het Samaria deurgereis, Galilea, na Jerusalem toe. Toe hy by een van hierdie dorpies kom, het hierdie man die Samaritaan gehoor, Jesus kom daar verby. Iets binne hom het begin bewe. Iets binne, jy weet mos hoe voel het. Wanneer jy weet iets gaan gebeur, God gaan help, God gaan ons uitwel, God gaan 'n wonderwerk verrig. Dan begin hierdie binneste van jou beweeg, want jou hart en jou gees voel saam dit wat die Here vir jou gaan doen. Jy is opgewonde, maar is iets ver van hom af op die oomblik, iets wat amper nog nie werklikheid geword het nie. Jesus is naby. Jesus is naby en hy stap so op 'n end verby. En die man sê, ek sal moet beweeg, hy dink by homself, ons sal moet beweeg, hy sê, nou ons luister manne, we must move forward, ons moet vorentoe kom, want hy gaan ons nie hoor nie, ons stemme is al reeds aangetas, en hy begin beweeg, maar hy kan nie hardloop nie, hy kan nie loop nie, want sy bene is al gekranklik, maar hy beweeg stadig vorentoe, hy strompel, en hy sleep vir homself, maar hy gaan vorentoe, en toe hy Jesus sien, toe breek iets hier binne hom, en hy roep, dis nie mooi nie. Dit is nie netjies, hy skree, Meester, Jesus, ontferm U oor my. Jesus, ontferm U oor my. Nou die skare is wat die Here volg, het geraas gemaak. Hierdie 10 ouens waarvan hy een Samaritaan skree, Meester Jesus, ontferm U oor my. En skielik toe stop Jesus. En hy kyk na verwondering van al die mense, van al die geraas, stop hy vir hierdie man. Hy draai na hom toe, en hy sê so op 'n afstand voor hom, geen groot woorde nie, geen, hier is 'n voorskrif vir jou nie, geen lang gesprek nie, al wat hy sê is, gaan, hierdie man is nog siek, hy lyk nog dieselfde, hy draai om en hy begin te twyfel, en al 10 hulle besluit, kom ons gaan, en terwyl hulle so stap, 1 tree, 2 tree, 3 tree, en toe iets gebeur, en hy kyk na sy hande, en hy kyk en my vingers is terug, die knoppe het verdwyn, my gesig is heel, my neus is terug, excited, hy kan huis toe gaan, hy kan na sy kinders sien, hy kan weer leef, hy kan weer die wêreld in die oë kyk, en sê ek is genees. Hy begin hardloop, maar ewe skielik stop hy. Die ander 9 hardloop nog verder aan. En hy sê, ek het nog nie dankie gesê nie. Ek het nog nie dankie gesê nie. Hy draai. Hy sê, ek moet vir hom gaan dankie sê. Nie omdat iemand hom forceer het nie, hoor. Jy kan die woord weer lees. Nie omdat dit 'n reël was nie. Hy beweeg vorentoe, maar met 'n diep sag, hardloop hy terug. Hierdie keer met spoed, hierdie met bene wat kan werk. Hierdie keer waar hy gesond is, val hy voor Jesus neer.
En al wat hy sê is, dankie. Dankie. In Lukas 17, wat ons so pas gelees het, was daar nie net een nie. Daar was 10. Daar was 10 gewees. Maar net een het omgedraai. En Jesus vra nog vandag, waar is die ander 9? Daai vraag echo hier binne in my gedagtes vandag en sê, waar is die ander 9 wat ek genees het? Vra hy die man, die Samaritaan. Mens kan eintlik sê die 9 wat weggehardloop het dit miskien van selfsprekend ingeneem dat hulle gesond moes raak. Miskien voel ek voor, hulle was baie ondankbaar. Hulle is baie selfsugtig om nie eers dankie te sê vir 'n persoon wat jou gesond gemaak het nie. Hierdie 10 mans het iets in gemeen gehad, hulle was almal besit deur melaatsheid. Oortrek met melaatsheid. Hulle was almal uitgesluit uit die huis uit. Almal uitgesluit uit die stede uit. Hulle is alleen gewees. En hulle was gesien as onrein. Hulle kon nie by die familie wees nie, al wou hulle. Hulle kan nie die aanbid saam met ander nie. Ek dink dit is die rede hoekom die ander 9 besluit het, ek gaan hardloop, laat ons hardloop. Laat ons dan die priester ons kan sê, ons is gesond. Sodat hulle net by hulle families kan wees. Hulle het almal op 'n afstand geleef. Almal het gesê, dit klink soos ons mense vandag. Dit klink jammer wat ek sê, maar dit is so. Ek het myself in hierdie posisies bevind. Ons is emosioneel afgesonder. Ons voel afgesonder. Ons mense wat geestelik ver voel. Ek het toe COVID gehad het, toe onthou ek, vir my gevoel of die Here daar ver is, ek sien naby die Here nie. Maar die Here laat hierdie ding gebeur, sodat ek nader aan hom kan beweeg. Die Here laat situasies in jou lewe gebeur, sodat jy nader aan hom kan wees. Hy wil nie net heel nie, hy wil jou heel. Mense wat dink, hulle hoort nie meer nie. En as baie van ons wat sit, miskien dan voel, Here, ek hoort nie meer nie, laat ek net 'n bietjie agter toe skuif. Ek wil nie in die siens wees nie. Here, ek is maar net 'n armsalige mens. Ek is maar net 'n gedronge mens. Ek is maar net 'n uitgeworpene mens, soos hierdie man moes gevoel het. Die sonde en pyn skei ons ook. Die woord sê van die heerlikheid van God. Maar die groot nuus is, Jesus stop nie verby hulle wat uitgesluit is nie. Hy gaan nie verby hulle wat emosioneel gebroken is nie. Hy is nie ver van hulle wat ver is nie. Hy is nie ver van jou wat dink jy is niks nie. Hy is naby jou. Hy is by jou. Dit is belangrik. Dit is belangrik dat ons sal weet, toe hierdie manne skree, Jesus, Meester, ontferm U oor ons. Hulle het nie stil gebly nie. Hulle het nie gemaak asof alles reg is nie. Hulle het Jesus se aangesig gesoek. Hulle het geweet, as daar iemand iets kan doen, dan is dit Jesus. Hulle het gehoor van hom. Hulle het gehoor, hy genees. Hulle het geroep en dis belangrik. God reageer nie op perfekte mense nie, man. Hy reageer op regte roepstemme. Wanneer jy roep, hulle het almal genesing ontvang. Is daar een wat uitgesluit was? Nee, al 10 het genesing ontvang. Jesus sê, gaan wys julle daar vir die priesters. So voorheen gesê is, die priesters moes 'n sertifikaat uitskryf. Hulle was lyk vir my dokters gewees amper daai tyd. En as jy gesond gelyk het en kon alles doen, gebuig het en seker 'n paar push-ups gedoen het, en jou hande gewys het en alles gewys het, dat jy in staat is om nog te kan lewe, dan skryf hy 'n teken, 'n sertifikaat wat sê
Joetjie, jy is nou, Josef, sê sy nou, ander man sy naam is Josef, jy is nou genees. Jy is nou genees. En hier ouens het gehardloop, want hulle het dit in gedagte gehad. Ons moet net by die priester uitkom. Ons moet net daar gaan, want hulle is gereinig. Nie een nie, al 10. Dit wys vir ons, God se genade is groot. Luister, jy kan maar wat stry, God se genade is groot. God se goedheid is groot. Ons het nou net gesing, hoe groot is, how great is our God. Hoe groot is ons God nie. Ek dink ons beperk die Here in 'n klein pakkie en sê, Here, ons beperk jou net daar. God is a God without time. Hy leef nie in hierdie leef waar ons leef nie, maar hy het elke dag het hy insaag in my en in jou lewe, want jy is sy kind, wat aan hom behoort. En as jy struggle, as jy deur pynne gaan, as jy deur moeilike tye gaan, as jy emosionele probleme het, sê die Here, ek is hier. Ek help. Maar net een draai terug. Een man, 'n Samaritaan. Nou kan jy jouself aan dink, die Jode, hulle almal dien dieselfde God, maar net op ander wyse. Hierdie ander 9 Jode hardloop terug, want hulle wil gaan toon die priester. Hierdie ander ou sê nee. Hy sê nee, laat ek terugdraai. En vir hom eers gaan sê dankie, wie my gesond gemaak het. Hy verheerlik God met 'n harde stem, ek is bly, daai stukkie weer. Hy verheerlik God, hy sien hom, hy val op sy aangesig vir sy voete neer, en hy dank, hy was 'n Samaritaan. 'n Uitgeworpene, nie deel van die Joodse kultuur op daai manier nie. Miskien was daar nog 'n Samaritaan, miskien nog deel van die Amorite. Wat is die woord nou? Deel van daardie stam wat deel was van Samaria. Daardie dag, toe ontvang hy nie die genesing nie, net die genesing nie. Maar toe kry hy die geneesheer ook. He wasn't only healed, he got the healer. Hy het die verlosser gekry, hy het die redder gekry, hy het die geneesheer gekry. Vanmôre, wat is jou kans om net te sê, dankie Here, sodat ek en jy by die geneesheer kan uitkom. Sodat ek en jy by die verlosser kan uitkom. Sodat ek en jy gaan gered word, vir ons wat nog verlore is. Dit help nie, ons sit net kerk nie, Heer. Help nie, ons sit net in kerke nie. God sê, ek het jou nodig. Ek wil hê, jy moet bou aan my. En ons moet eintlik almal, wanneer hy kom by worship, en hy gedeelte nou die dag gelees, waar hy sê, waar die mense geworship het, jy kan oral in die Bybel sien, waar mense geworship het, selfs hierdie man, toe hy neerkom, toe val hy op sy knieë voor die Here. Wow. Dis nie 'n vernedering in die man. Dis net hoe groot sy God is. Dis net hoe groot my en jou God is, dat ons kan verneder en op ons knieë kan val, want dit is worship. Dis wanneer jy God in waarheid aanbid. Dis wanneer jy op jou knieë is, wanneer jy die laagste is, waar jy weet, Here, ek kan nie meer verder gaan nie. Ek dank U dat ek in hierdie pyn kan deurgaan, Here, maar bring die verandering in my lewe. Here, daar waar geestelik tekort het, Here, wil ek bid dat U Gees in my sal inkom, Here, my sal lei, sy sal lig wees vir my pad vorentoe. Die man verheerlik God met 'n harde stem. Ek kan my net self indink. Hoe het hy gesing? Ons het vanoggend mooi gesing. Beautiful. Maar die man sing na sy stem ook nog weg was. Kom hierdie man en hy sing nog beter, nog mooier, nog meer in God se ore. En hy loof hom en hy loof hom. Ek wonder hoe lank het hy op sy knie gesit, voordat die Here van hom gesê het, gaan, jou geloof het jou gered. Hy het die geneesheer gevind. Dankbaarheid bring jou nader aan die Here. Jesus sê vir hom, staan op, jou geloof het jou gered. Die ander 9 het ook genesing ontvang, maar hierdie een het verlossing ontvang. Daar is 'n verskil. Wanneer jy genees word, raak het jou liggaam.
Maar wanneer jy dankbaarheid wys, dan raak dit jou hart. Ek kyk na hierdie 1 uit 10. 10 het gegaan, 1 het teruggekom. Dan is dit nou daarmee 'n goeie slagsyfer. Lyk my of daar by mense en selfs by Jesus se verwagting was, dat alle gelowiges, selfs hy 9, sou teruggekeer het en net gesê het, dankie. Maar God het hulle harte geken. Die Here weet wat hy gedoen het. En hy skraam hom nie daaroor te sê, gesien julle nie teruggekom het nie, gaan ek julle weer met melaatsheid slaan nie. Nee. Want hulle het net genesing ontvang en nie die verlosser nie. Daar was 'n oomblik, of die mysterie van hierdie verhaal wat gebeur het, was die omdraai en die dankie sê. Maar daar was 'n gedeelte in die afkyk, wanneer hy afgekyk het na sy hand en gesien het, joh, ek lyk beter. Daar was 'n oomblik waar hy gesê het, dis ongelooflik. This is a miracle. Ek is so dankbaar. Ek kan sien hoe hard op hulle. Dit is net stof wat jy spat op hy joetjie se voete af. Dit is net stof van die pad af. Lyk soos 'n windstorm wat besig is om aan te kom. En die mense in die dorp het gesien hulle aankom, die ander 9. En hulle was verbaas, hierdie mense kom en hulle het seker gehardloop met mekaar uit, sodat hierdie ouens nie by hulle kan kom nie. Maar hulle sê, ons is genees, ons is genees. Ek wonder wat die hoëpriester gesê het. Toe hy vir hulle gesê het, Jesus het ons genees. My God het ons genees. My God het my aangehoor, toe ek uitroep, Meester, ontferm U oor my. Meester, ontferm U oor my. Daardie oomblik het hy besef, die grond waarop hy staan, dis wat ek vanmôre gesê het, die grond waarop ons staan is heilig. Op daardie oomblik besef daai man, daai Samaritaan wat voor Jesus by God, het hy alles gedoen. Ek weet nie of hy nog die Joodse tradisies gevolg het, ek dink so, ek glo hulle het ook priesters gehad, maar hy was anders te om gewees. Hy was soos een wat van ons, wat sy sê, die heidense volk wat moet teruggegaan het en gesê dankie. Hy kan nie die gawe geniet wat daar is, as hy nie die gewer bedank het nie. Die ander 9 kyk ook af, terwyl hulle hardloop. Hulle tel ek, ja, Jesus, ek my 10 vingers terug, en hoe meer hulle hardloop, meer skree, priester, ons is hier. Oh, gee pad, julle, bly julle daar staan. Wat is fout? Priester, ons is genees. Kyk, hoe lyk ons? Ons gesig is nie meer geskend nie, ons arms en hande is nie meer geskend nie. Maar waar het julle so rein geraak? Harte man verbygekom. Had 'n man verbygekom, die profeet Jesus. Ja, kan jy sien hy hoëpriester se gesig gesien het. En hy kyk hulle net om 'n fout te kry en hy kyk na elke litteken. Daar is nie 'n litteken in sig nie. Die neus is meer lyk of hulle botox gehad het. Hulle is net die beste. Hulle is net, alles is mooi, die spiere, die arms, sterk manne, waar hulle eers gebroke, uitgeworpe, word hulle terug verwelkom. Stap, jy is terug. Ons ervaar baie keer dinge van selfsprekend en ons sien uit, ons loos uit op die rykdom wat daar is in God se gawes en sy genade. Deur dankbaar te wees. Deur dankbaar te wees. Elke dag, elke môre, elke aand. Ons is dankbaar. Dankbaar vir gespaarde lewe. Ons sê dit maar net omdat dit 'n resitasie is. Sê ons maar net omdat ons dit geleer het. Sê ons net omdat die pastoor gesê het, jy moet dankie sê in die môre hoor, dat jy nog asemhaal. Of sê jy dit omdat jy 'n verhouding met Jesus het om te sê, dankie Here. Dankie Here dat jy my nog 'n nag gespaar het. Dankie Here dat jy my nou weer kan asemhaal. Dankie Here dat ek hierdie kaart kan aanpak met alles wat in my is. Want U het my volkome genees. As ons eerlik is,
en hier praat ek vir myself ons, dan leef baie van ons nog soos daai 9. Ons pad is vorentoe is gesond, is geseënd, besigheid floreer, en dan vergeet ons soms om eers net dankie te sê, of miskien net om te draai. Miskien net om te draai en dankie te sê. Dankie te sê, Here. Dankie vir waarheid. Dankie dat U my aan geraak het. Dankbaarheid raak nie iets wat ons doen aan nie. Wat ons doen, ja. Hoeveel as ma ete gemaak het by die huis, dan sê ons, ma, dankie vir die kos. Nee? As ouma 'n trui gebrei het vir jou, kyk, ek is so 'n bietjie groei, gaan baie wol gebruik. Maar in elk geval, as hy 'n trui gebrei het, dan sê jy dankie ouma. Met 'n dankbare hart. Lukas wys ons, hierdie is nie net goeie maniere nie. Hier wys ons die doel, dankbaarheid is 'n geloofsdaad. Jesus sê, jou geloof het jou gered. Baie keer staan ek ook skuldig. Wanneer ek veilig is, dan I'm off again. Dan vergeet ek van daardie oomblik, daai heilige oomblik, waar ek net moet terugdraai. Net 'n draai maak en sê, dankie Here. Dankie Here. Want jy weet, wanneer ek dit wel doen, dan skuif ek daai perspektief van 'n tekort, luister my mooi, van 'n tekort na oorvloed. Van daar waar ek alleen was, nou was ek gedra. Jou denke verander heeltemal, want jy besef dis God wat vir jou is. Wie kan teen my wees? Jesus glimlag nog altyd as iemand omdraai en vir hom dankie sê. Ons gryp die lewe. Ons gryp alles selfsugtig om dit self te geniet. Dis nou presies hoe ek baie keer dink ek sien as ek kyk na kinders wat geskenke kry vir verjaarsdag. Daai kind kan nie wag om hy geskenk oop te maak nie. Hy kan nie wag, hy hou hy geskenk vas teen hom. Om wat te doen? Om te kyk wat binne die geskenk is. Maar hy dink nie van waar dit kom nie. Waarvandaan dit kom nie. Vir ons as gelowiges bid ek dat die Here ons help om net 'n bietjie af te kyk. Net 'n bietjie af te kyk en kyk na my hande. Kyk na my vel. Kyk na my omstandighede. En dan as ek afkyk, dan sien ek al die gawes wat God vir my in genade gegee het. Jesus vra steeds, waar is die ander 9? Is ons die een wat terugkom? Of is ons een van die ander 9 wat aanhardloop? God het soveel gedoen. Hy het jou beskerm. Hy het jou gedra in moeilike tye. Hy het jou voorsien. Hy het jou gered. Wow! Ewig, dankbaar. 2000 jaar terug, bietjie meer, was hierdie melaatse manne daar. Het hulle aangesit. En jy weet, wanneer dinge eers begin stiller raak, en jy weet ons almal vinnig, die wêreld is so vinnig, dis jy is nou hier, môre is jy nie meer hier nie. Jy is nou doen jy, dit is die Maandag, dan sien jy weer is Vrydag. Dan sit weer Maandag, dan sê ek vir Yvonne, wil jy maar by die huis bly nie. Die naweek was te kort. Die naweek is te kort, kom ons maak dit 'n bietjie langer. Maar weet, wanneer ons onsself kry op daardie punt, waar ons dit net 'n bietjie stadiger vat, waar ons net 'n bietjie dankbaarheid toon teenoor God, dan wys dit ons. Dan sien ons meer dinge raak wat God vir ons doen. Ons kyk af en ons sien net die vingers wat reg is, maar ons sien nie die genesing in die res van die gedeeltes van ons liggaam nie. God sê, 'n wonderwerk is nie net dat Jesus genees nie, maar dat hy verhouding met jou en met my wil hê.
Moenie net ontvang en aangaan nie. Draai terug en sien wat God nog in stoor vir jou het. Hierdie is 'n lang boodskap hier. Hierdie boodskap, jy so dat jy daadwerklik kan insaag vind in die dankbaarheid teenoor God. Dankbaar dat ek 'n ouderdom van 90 kan bereik. Dankbaar dat God my nog die hele tyd dra. Ja, dit is nie maklik nie, maar God dra my, deurgedra. Jesus het my deurgedra. Ek wil afsluit met 'n vers in 1 Tessalonisense 5 vers 18. Hy sê, wees in alles. Nou beteken dit in armoede? Beteken dit in siekte? Alles lappies? Alles? In my rykdom ook? Met alles wat ek het ook? In my toestand wat ek emosioneel is ook? In my depressie waar ek inval? Here sê, wees dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Dit beteken, selfs in pyn, sê ek dankie. Selfs is ek onsekerheid, sê ek dankie. Selfs as ek nie verstaan nie, dan vertrou ek nog steeds op die Here. Waarom? Waarom doen ek dit? Want dankbaarheid verander nie die omstandighede nie, maar dit verander jou hart. 'n Dankbare hart sien God raak waar ander net probleme sien. Hoe preek ek nou vir myself? Ek maak mos van 'n mols op 'n berg. Maar waar daar God raak, waar daar die net nie probleme is, waar almal wat onseker is, dis wat dit beteken. Dit verander jou hart. Jy hoor God se stem in die stilte. Wanneer jy bietjie stiller raak, wanneer jy bietjie minder raak, dan sê God, nou kan jy luister. Dis waarom God baie keer veroorsaak, nie veroorsaak nie, wat toelaat, dat ons in 'n hospitaalbed lê, waar hy net 'n bietjie kan met my praat. Want Etienne, jy's te hastig. Jy wil net jou eie ding doen. Jy wil net vorentoe gaan. Jy wil nie eens terugdraai om net te sê dankie nie. Is 'n afskuwelike dankie Here, dankie wat jy gedoen. Gaan ek. Ek dink baie van ons is so. Here sê, koop daai tyd uit. Koop daai tyd uit. Want ek wil nie net hoor dankie nie. Ek wil jou embrace. Ek wil jou toevou. Ek wil jou my heerlikheid laat aanskou. Ek wil hê jy moet my goedheid raak sien. Nie net vir daardie oomblik wat ek nou in jou lewe ingegryp het nie, maar vir jou toekoms, vir jou Here, vir dit wat voor lê, vir jou kinders, vir jou kleinkinders sê, ek wil deel van jou wees. Ek wil deel van jou familie bly. Want jy's myne. Jy's myne. Al is ek 'n heidense volk, verwys die Here na 'n Samaritaan wat ook 'n heidense volk was. En die Here sê, ek het hulle net so lief. En wat ek vir julle die joetjies doen, doen ek vir hulle ook. Dankie Jesus, is nie net woorde nie. Dis 'n hart wat erken, hy het my gedra. Toe ek nie myself kon dra nie. Hy het my lieg gehad, toe dit nie verdien het nie, toe ek dit nie verdien het. Terwyl die wêreld uitroep, kruisig hom. Toe sê hy vir my, ek het jou lief. Wat 'n kontras. Hoe groot is ons God nie? En ek wil vir jou sê, hy bly getrou, selfs wanneer ek en jy struikel. Wanneer ek en jy nie bo daai water kom nie, en ons voel ons vertroebel, dan sê ek, dankie Here, dat U my gesit het. Dankie Here, wat ek weet, U gaan my verder vat. U gaan my uithaal uit hierdie skipbreek uit. Paulus het 5 keer skipbreek gelei. Hy het gelewe, want God was met hom.
Al voel jy dis die einde, ek wil hê jy moet op daardie punt kom waar jy kan sê vir jouself, Here, ek is dankbaar in my hart want ek weet U is saam met my. Dag en nag, dag en nag, dag en nag. Here, ek dank U vir dit. Ek dankbaar vir dit in my hart, wat my hart loop oor, Here, vir U liefde en genade wat U in my geplaas het. My hart loop oor vir die beker wat oorloop in die piere in van sy genade, van sy gawes in jou en my lewe. Vanmôre, ek gaan nie stop. Vanmôre kom die Here en hy staan stil by jou en my. Ons moet nie vergeet om terug te kom nie. Ons moet nie wees soos daardie 9 nie. Ek wil bid dat die Here vergewe ons wanneer ons ondankbaarheid vergeet. Wanneer ons dankbaarheid vergeet. Vergewe my, Here, wanneer ek nie dadelik teruggedraai het en gesê het, dankie, Here. En ek wil die Here dank vanmôre vir elke seën wat op julle is. Ek wil die Here dank vir elke deur wat oopgaan in hierdie oomblik. Ek wil sê dankie, Here, vir elke keer wat die Here my en jou dra vanmôre. Ek wil sê dankie, Here, omdat U my God is. Dankie, Here, dat ek my hand in U hand kan plaas en U lei my na hoër hoogtes. Here, self gaan ek deur 'n dal van doodskade. Hy is met my. So die aanvalle kan maar kom links en regs. Ek weet God is met my. Dankie, Here. Dankie, Here. Dawid gesê, dankie, Here. Dankbaar, jy kan die psalms gaan kyk, hoe dankie die Here heeltyd. Ek sê nie ons doen dit nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis die belangrikheid om groot dankbaarheid teenoor God te toon, want daarin lê verlossing, lê redding, en jy het die Here ontmoet, die Here van die Here, wie se naam Jesus is. En ek wil bid vanmôre dat die Here ons hand sal soek. Hy hoef nie ons hand te soek nie. My hand is uitgestrek vanmôre.